Here. Ons loof sy wonderlike naam. Amen, amen. Jy kan jou sitplek neem. Dankie dat jy so opgewonde kan raak vir die Here. Dit is so belangrik. As jy jou vreugde verloor, jy het verloor. Mens kan jou geld verloor en dis erg. Maar as jy jou vreugde verloor, dan is daar niks meer om voor te leef nie. Want kyk maar, wanneer mense kom vir berading, eerste tekens wat jy sien dat iemand aan die einde van sy probleme of die einde van sy lewe gekom het, is wanneer hy nie meer vreugde het nie. Wanneer die vreugde van hom uitgedrein word. En hy of sy sê, weet julle, ek het niks meer om voor te leef nie. Dan besef 'n mens dat ons as mens het soveel dankbaarheid. Ons is dalk nie die rykste gemeente in die hele ou Wes-Transvaal nie. Maar ons word die meeste gesorg deur die Here. Wow, ek het by baie gemeentes al bedien of gaan kyk, hoe gaan dit daar? Ek het nog nooit kerke gesien soos hierdie wat soveel pampoene en koolkoppe en meelsakke en noem dit maar kry nie. Die Here voorsien op 'n wonderlike wyse. En ons dank die Here daarvoor. Dis nie omdat ons beter is nie, dis omdat ons net geseënd is. Die Here kyk na hierdie gemeente regtig. Ek dink julle kan regtig, ons kan regtig vir die Here dankie sê. Nou ja, ek wil vanmôre met jou praat, neem jou Bybel. Maak dit jou gewoonte om saam te bring na die plek van gebed, wanneer ons die naam van die Here groot maak op Sondag. En ons lees vanmôre uit Lukas 24. Lukas 24, die opstanding. Ons praat oor die opstanding. Nou hier is so baie preke wat gepreek kan word, net uit hierdie eerste 8 versies wat ek vanmôre vir jou wil lees. En selfs al die ander ook nog wat nog aangaan. Hy gaan tot by vers 12. Maar ek wil vanmôre met jou net so vinnig deurhardloop met die opstanding van Jesus. Jy sien, die Vrydag is Christus gekruisig, omtrent so hier by 12 uur. Toe het die duisternis oor die aarde gekom en toe die duisternis oor die aarde neersak, toe roep Jesus uit en hy sê, Here, Vader, in U hande gee ek my gees oor, en hy sterf. En vir 3 ure is daar duisternis. Soms verduisternis dat mense nie, hulle kan amper nie hulle hand voor hulle oë sien nie, so donker word dit, né? En na 3 ure toe begin die son weer skyn. Toe is Jesus begrawe, en hy is die heel Sabbatdag, die Saterdag in die graf, en die Sondagmôre is die opstandingsmôre. Kom ons lees, wat gebeur op hierdie dag. Nou vers 1 sê, Lukas 24, né? Ek reg gesê, partymal sê ek Matteus en dan is dit Lukas. Lukas 24 vers 1. Hy sê baie vroeg in die môre, op die eerste dag van die week, met ander woorde, op Sondagmôre, baie vroeg Sondagmôre, het hulle en ander, dus die vrouens en ander, saam met hulle by die graf gekom, en die speserye gebring, wat deur hulle toeberei was. Nou kom ons staan eens 'n bietjie stil. Wat maak hulle? Hulle gaan maak speserye bymekaar die heel Saterdag. Hulle kry alles reg sodat hulle die liggaam van Jesus kon balsem wanneer die Sondag aanbreek. Omdat dit Sabbat was, kon hulle dit nie gedoen het nie. Dit was nie geoorleef volgens die wet nie. En nou kom hulle met daai, kom ons sê maar, geurende speserye waarmee hulle die liggaam wil salf en balsem. En vers 2 sê, en hulle die steen van die graf afgerol gevind. Daar was 'n groot steen. Geen mens kon hom met sy eie krag, ek weet nie, Simson nie, die Bybel sê nie so nie, maar daai steen was so swaar. Hy moes deur 'n klomp soldate daar gerol word, omdat hulle die liggaam nie moes steel nie. Daarom was die steen voor die graf. En nou kom hulle hier, en wat vind hulle? Die steen is weggerol. Nou eerstens moet ons vir mekaar sê, die steen is nie weggerol sodat Jesus kon uitkom nie. Want toe hy opgestaan het, het hy binne 'n vertrek soos hierdie, waar die deure en die vensters toe was, het hy in hulle midde gestaan. Hy het deur die dak gekom, deur die mure, ons weet nie, hy het 'n verheerlikte liggaam gehad na sy opstanding. En hier sien hulle die steen is weggerol. Hoekom is die steen weggerol?
Die steen is weggerol, sodat ek en jy daar binne kan kyk wat daar aangaan. En dat ons kan sien, hy is nie meer daar nie. Alles is leeg, hy het opgestaan, hy leef en hy regeer, hy is koning vir ewig en ewig. En as hulle die steen nie weggerol gevind het nie, dan het hulle altyd gewonder. Altyd gewonder. Dan sou Jesus nie opgestaan het. Kom ons lees verder vers 3. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. En let op hier. Hy sê hulle het nie die liggaam van wie? Nee, hy sê hier die Here Jesus. Nou hoekom sê hy Here Jesus? Hulle het altyd gesê Meester. Ander het gesê Jesus. Hoekom sê hulle nou Here Jesus? In die hele Nuwe Testament sal jy sien van hierdie oomblik af word Jesus aangespreek as die Here Jesus Christus. Dis sy Nuwe Testamentiese titel wat hy dra, die Here Jesus. Hy is ons Here. Hy is ons God. Hy is ons redder. Hy is ons verlosser. Maar kom ons gaan aan. Dis net so vinnig. Hier is so bietjie, hier is so baie goed wat uit hierdie deel kan uitgehaal word. Vers 4 sê, en terwyl hulle hieroor in verleentheid was, staan daar 2 manne by hulle in blink klere. Twee engele. En hulle blink. Nou as 'n engel blink, moet jy weet hy kom direk van God af. Want hy dra nie self blinkheid nie. Hy kan alleenlik blink wanneer hy uit God se teenwoordigheid kom. Onthou julle vir Moses op die berg? Hy het nooit geblink nie, maar as hy in God se teenwoordigheid kom, dan blink sy gesig en hy maak hom eintlik toe want die mense wil hom nie sien nie. Hy blink te veel. En hier staan twee engele en hulle blink, hulle kom direk van God af. En toe hulle baie bevrees word en met hulle aangesig na die aarde buig, sê die manne vir hulle: "Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie." Vers 6. Hy het opgestaan. Onthou. Luister in hierdie een stuk en dis waaroor ek met jou wil praat. Onthou hoe hy vir julle gesê het toe hy nog in Galilea was. Onthou wat het hy vir julle gesê. Onthou, Jesus het met julle gepraat. Onthou, hy het vir julle vertel wat gaan gebeur. Onthou, hy het vooruit vir julle gesê hy gaan sterwe en hy het vooruit gesê hy gaan opstaan. Hy het al hierdie dinge gesê. Julle is nie onkundig met dit nie. Kerk van die Here, ek wil vanmôre sê, gemeente van hierdie plek, luister vanmôre, Dominion wil, die Here het vir jou vooruit gesê. Hy kom weer. En as hy kom en jy is nie gereed nie, sal dit net jou eie skuld wees. Nie sy skuld nie. Hy het jou vooruit gesê. Onthou hoe hy met julle gepraat en vir julle sê toe nog in Galilea was. Seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van sondige mense en gekruisig word en op die 3de dag opstaan. Nou hierdie wil ek ook stil staan want dit is een ding wat 'n klag gelê word in die kerk van Jesus en mense probeer allerhande goed want in die Bybel staan soos wat die ou wat in die vis se maag was. Jona, hoe lank was hy in die maag? 3 dae. Nou soos wat Jona, hy sê die Bybel sê soos wat Jona 3 dae en 3 nagte in die maag van die vis was, so sal die seun van die mens in die buik van die aarde wees. En nou sê hulle, met ander woorde, dan kon Jesus nie op Sondag opgestaan het nie. Dis mos die nuwe gestryery. Dan kon Jesus nie op Sondag opgestaan het nie, want as hy nou Vrydag gekruisig is, dan is dit Vrydag as hy gekruisig en dan moet hy nou Vrydag en Vrydag aand daar wees en Saterdag en hy moet heel Sondag in die graf wees. Maar hoor wat sê hy hier? Hy sê die seun van die mens oorgelewer in die hande van die sondige mense gekruisig en op die 3de dag opstaan. Hy sê nie na die 3de dag nie. Hy sê op die 3de dag opstaan, sê die engel. Dis wat Jesus vir julle gesê het. So op die 3de dag moet hy opstaan. So ons weet dan, dit is Bybels dat hy die Sondag opgestaan het, die Sondagmôre. En hoor wat sê vers 8. Hulle het sy woorde onthou. Skielik onthou hulle. Wow mense, ons vergeet so maklik.
As daar een probleem is met die mens vandag en met die Christen mens en met die mense wat die waarheid ken, dan is dit, ons vergeet so maklik God se dinge. Ons vergeet so maklik wat is reg en wat is verkeerd, wanneer dit ons pas. Ons vergeet so maklik wat in die Bybel geskryf staan, wanneer ons nie wil aanvaar, dat ons nou nie reg leef of nie reg doen nie. Ons vergeet so maklik wat God vir ons sê. Wat in die woord geskryf staan. En dis wat op hierdie môre, wat het die disippels, die kerk van die Here, het so 'n bietjie vergeet wat Jesus vir hulle gesê het. Hulle het so 'n bietjie vergeet hy gaan opstaan. Hulle het so 'n bietjie vergeet hy het gesê dat hulle gaan hom sien in lewende lywe en hy gaan uit die graf uit opstaan. Hy gaan die dood en die hel oorwin en hy gaan opstaan, hy gaan vir ewig lewe. En nou kom hulle by die graf en hulle soek hom as 'n dooie, as 'n dode. 'n Mens wat gesterf het. Hulle kom soek hom in die graf. Hulle kom uit balsam. En hulle, wie is hulle? Dis die kerk van Jesus. Hulle daardie vrouens het die kerk verteenwoordig en hulle kom besoek. Die kerk kom besoek hulle heiland by die graf. Hulle kom soek sy liggaam wat dood is, 'n dooie Jesus wat gesterf het. En hulle kom daar. Hulle het geen verwagting nie. Die ander klompie sit by die huis en hulle sluit hulle self toe en hulle sê daar's nie hoop nie, dis verby. Ikabod. Alles is verby. Daar's nie hoop nie. Kerk vir vandag, luister, laat ons vir die wêreld gaan vertel, daar is meer hoop as wat hulle dink. Laat ons in Suid-Afrika gaan sê, laat ons vanmôre vir almal rondom ons vertel, daar's meer hoop as wat hulle dink vanmôre. In Christus Jesus is daar meer hoop, want hy het reeds vooruit vir ons gesê wat gaan gebeur. Nou, maar hoekom is die petrol so duur? Man, al kos die petrol R100 'n liter, sal jy en ek nog ry. Ry ons net kerk toe, maar ry sal ons ry. Want jy sien, ons as mens weet vanmôre, dat alles is nie verlore nie. Alles is nie verlore wanneer daar oorlog in Iran is nie. Alles is nie verlore wanneer Israel besig is om sy bure aan te val en Oekraïne en Rusland is aan mekaar en dit lyk amper of Oekraïne vir Rusland bloedneus gee op 'n manier. God is in beheer, julle. Eintlik moes Rusland hom in 3 dae vir die hele Oekraïne oorgehardloop het. Hulle veg nou al amper 4 jaar. Hulle wen nog nie. Wow. Dink julle dis Oekraïne wat so goed was? Ja, is dit? God se wil en genade. Wow, die Here bewaar hulle. Die Here keer en hy stel die grense vas. En hy besluit wat moet gebeur en nie gebeur nie. En dis wat ons vanmôre vir mekaar moet sê. Onthou ons nog wat die Here vir ons gesê het. Onthou ons nog die dag toe jy tot bekering gekom het. Onthou jy nog toe die boodskap uitgegaan het. Onthou jy wat het jou by Jesus uitgebring? Onthou jy nog jou getuienis? Kan jy nog vir iemand vertel wanneer het dit gebeur toe jy Christus aangeneem het as verlosser en saligmaker? Ek kan vir jou vertel, want dit was die grootste gebeurtenis in my lewe. Ek was 'n jong seun van 17 jaar. Kom kniel voor 'n ouderling. Ek kom by knieë kom staan en sê, om Jan, bid vir my dat die Here my siel red. En die Here my in 'n oomblik se tyd se handomkeer verander. Skielik, die ou vloekende, skellende jong seun wat dink hy is baie macho as jy die naam van die Here so uitreig. Skielik kom hy by sy vriende en sê, "Hi, mag nie die naam so eilik gebruik nie. Wat gaan met jou aan? Jy nou van jou trolley af. Maar wanneer was jy nog 'n happy clappy geword?" Dis nie happy clappy nie. Ek is 'n rein gewaste kind van God. Deur genade gered. Gered deur die kosbare bloed van Jesus, die verlossing aan die kruis, die opstanding uit die dode. As hy nie uit die dood het opgestaan het nie, was alles
Nou vir ons alles, niks vir ons reg nie, dan was alles vir ons 'n tekortkoming en ons was verlore en ons sou nie gered word nie. Dit was 'n verlore toestand wat jy en ek in geleef het, maar hy het vir ons gesterwe en opgestaan uit die dode en daarom kan ons vanmôre huppel en ons kan juig en ons kan jubel en ons kan sing en ons kan ons hande ophef en juig voor sy troon van genade en ons kan die palmtakke swaai en sê Hosanna, geseënd is hy wat kom in die naam van die Vader, die Seun en die Gees. Hosanna in die hoogste hemele. Dis die vreugde wat ek en jy het. Ons moet vandag weer onthou. Ouens, maar hoekom gaan dit so sleg in die kerke wêreld? Hoekom wil mense nie meer so gereeld kerk toe kom nie? Hoekom wil mense so graag by die huis bly? Hoekom wil mense so graag net 'n bietjie agteroor sit en sê, ek is nou nie lus om môre om kerk toe te gaan nie, so ek bly by die huis? Antwoord wat ek vanmôre het, baie antwoorde, maar die een wat ek vanmôre by jou wil los, hulle het so bietjie vergeet wat die Here gesê het. Hulle het so bietjie vergeet wat die Here Jesus vir hulle gesê die dag toe hulle lewens omgegee het. Die Bybel sê, Jesus het eenmaal vir sy disippels gesê, hy wie agter my wil aankom, moet sy kruis opneem en my volg. En waar Jesus se spore geloop het, is nie 'n maklike pad nie. Dis nie 'n pad net van brood en visse en ja, dis dit ook, maar dis nie net dit nie. Daar was tye wat hulle op die see was en die bootjie besig was om te sink. Daar was tye wat 'n besete in hulle gestorm het en hulle het agter Jesus gaan staan en bietjie weggekruip in die besetene van Gadara wat mense vermink het en mense se klere van hulle lywe afgeskeer het op hulle afgestorm en hulle moes agter Christus gaan staan. Daar was tye toe hulle hom sien, hoe hulle hom weglei om hom te kruisig. Daar was 'n tyd toe hulle aan die kruis sien hoe hang hy en hy sterf en hy roep uit, dit is volbring. Daar was al hierdie dinge wat hulle deur gegaan het en nou sit hulle sit en hulle moet besluite neem en die kerk moet sy besluit neem. Wat gaan hy nou doen? En hulle sluit hulle self toe in 'n gebou soos hierdie of in 'n huis en hulle maak die deure toe en die vensters. Hulle is so bang, hulle word ook gekruisig. Kerk is so verskrik en verontwaardig dat toe die vrouens by hom kom, as jy so 'n bietjie verder lees in hierdie stuk wat ons sien, jy gaan net alles vir jou lees nie. Sê hulle en hulle het hulle uitgelag. Die vrouens kom van die graf af. En hulle kom sê vir die disippels, hy's nie daar nie. Hy het opgestaan. Wow. Die engele het ons verskyn. Sê, wow, man, julle is van julle sin af. Hoe kan julle kom sê hy het opgestaan? Hoe kan julle sê die graf is leeg? Hy het dan nie aan ons verskyn of niks nie. En hulle sit daar, hulle lag hulle uit, sê die Bybel. Hulle sê julle is van julle sin af. Ek wil vanmôre vir jou sê die kerk van Jesus lyk of hulle glo Jesus gaan nooit weer kom nie. Dit lyk asof ons nie meer geloof het dat daar vir ons oorwinning kom nie. Dit lyk asof ons almal of die meeste mense, kom ons sê maar so, die meeste van die kerk van die Here Jesus onthou nie wat hy gesê het nie en dit lyk asof hulle lewe asof Jesus nooit gaan kom nie. Die mense leef vandag asof daar nie 'n dood is wat wag nie. Die mense leef vandag asof die lewe op aarde vir altyd gaan bestaan, maar nou lees ons in die woord van die Here net so mooi, waar hy vir ons leer, dat al hierdie dinge moet gebeur. Praat die Bybel regtig van, het op prys oor die hoogte gaan inskiet? Nie direk nie, maar as jy dit alles deurtrek, dan sê hy, in die laaste dae, gaan daar swaar tye kom. Swaar tye. Daarom is hierdie man net weer 'n wakker skrik oomblik. Om vir die kerk van die Here Jesus te sê, onthou wat het hy gesê. Onthou wat het die Here gesê. Hy het gesê hy kom beslis weer.
Hy het gesê, kom haal sy bruid wat skoon is. Hy het gesê, daar gaan die helfte skoon en die helfte gaan nie reg wees nie, maar hy kom haal die helfte wat reg is, en die Bybel sê, gaan hy saam met hom vat na die bruilof van die Lam. O, kerk van die Here, word wakker vanmôre, onthou wat het die Here vir ons gesê. Ag, ouers, jy preek so baie oor sonde en bekering en hierdie goed. Ek wil nie voor God gaan eendag skuldig staan vir enige persoon in hierdie gebou wie ek nie vertel het van die reddende genade van die Here nie. Ek wil nie eendag verantwoording vir jou gaan doen nie. Jy gaan ook nie vir my nie. Maar ek moet die woord van die Here aan jou bring, soos wat dit in die Bybel geskryf staan, en al is dit vanmôre half teen die wet om dit so te preek, dan preek ons dit nog steeds, want die Here het so gesê. En as God so gesê, dan luister ons daarna, en dis hoekom dit vir ons so belangrik is om vanmôre te onthou, wat het Jesus vir ons gesê? Wat het hy gesê? Alles dan hierin opgeskryf. Probleem hoekom die meeste mense dit nie ken nie, is omdat hulle amper nooit Bybel lees nie. Want as jy die woord van die Here vat en bietjie daarin gaan delf en kyk wat staan daar geskrywe, dan staan al hierdie dinge wat ons vir julle preek, staan daarin geskrywe. Terwyl pastoor wil jy al die afgelope 14 jaar vir julle preek, is in die Bybel geskrywe. Dit wat ons die afgelope rukkie met julle deel en met julle praat, is alles uit God se woord uit, en daarom is my so belangrik vanmôre om weer vir jou te kom sê, onthou wat het die Here gesê. Moet dit nie vergeet nie. Die disippels, toe hulle vergeet, val hulle in depressie. Hulle val in neergedruktheid. Hulle val in 'n toestand van selfbejammering. En hulle sit in 'n huis, hulle sluit hulle self toe. Hulle is so jammer om te leef, so jammer om sy disippels te wees. So jammer. Petrus het net 'n rukkie voor dit, toe hy daar in die voorkant van die paleis van die hoofpriester kom, toe hy daar by die voorhoof instap, by die hek instap, toe sê iemand, terwyl hy so by die vuur staan en homself warm maak by die vuur van die vyand, en ons kan eendag daaroor preek, maar terwyl hy daar staan, toe sê iemand, ek ken hierdie ou, hy's een van hierdie man se volgelinge. Ek ken hom. Ek het hom al gesien saam met hierdie Jesus. En wat doen Petrus? Leier van die kerk, wat doen hy? Hy sê, ek het hierdie man nog nooit gesien, ek weet nie wie sy nie. Wow, verskriklik, nee. Dis verskriklik. En hy selfe Petrus, toe Jesus sterwe en gekruisig word, sit hy daar in daai huis en hy's toegesluit, agter slot en grendel. Niemand moet nog weet hy's daar nie. Hy sien nie kans, hierdie vervolging. Maar net voor dit het hy gesê, Here, al gaan u ook deur die dood, ek sal by u staan. Al veg ons die Romeine alleen net ek en jy, dan sal ek die swaard trek en ek sal my lewe gee vir u. Maar hier kom net 'n diensmeisie en sê, ek ken hierdie man. Ek ken hierdie man nie, ek weet nie wie is hierdie Jesus wat julle van praat nie. Die Bybel sê, as jy die Grieks daarvan aflei, het 'n halfe vloekwoord gegee. So ongered was Petrus daai oomblikke. Want hy het so 'n bietjie vergeet wat het Jesus gesê. Hy het so 'n bietjie vergeet dat hy gesê het, hulle gaan hom gevange neem en julle gaan verstrooi word so skape. Hy het so 'n bietjie vergeet wat loop die pad om met die Here te dien. Dat die pad is baie smal en op daai pad, hy het bietjie vergeet dat dit ook 'n swaar kry pad is. Dis nie net 'n lekker pad en 'n groot breë pad nie. Dis die smal pad na die ewige lewe. Ek wil vanmôre afsluit. Dit vanmôre by jou los. Kan jy vanmôre onthou? Kan jy vanmôre onthou hoe jy jou siel gered het? Kan jy onthou hoe hy jou gebring het tot hier toe? Kan jy vanmôre op jou lewenspad terugkyk en vir jouself sê, die Here het nog elkeen voorsien. Tot hier toe het die Here ons gedra. Nog nooit het hy jou gelos nie. Daar was tye wat jy 'n bietjie gelos het.
Dan was tye wat ek so 'n bietjie gelos het en so 'n bietjie van die Here af weggesak het, agter geraak het en hy het weer omgedraai en het my kom haal en het my weer gebring na hom toe sodat ek saam langs hom kan loop. Kerk van die Here, wanneer ons nie meer kan loop nie, dan plaas hy op sy skouer en hy dra jou. Sy vader sy kind sal dra. Hy gaan jou nooit los nie. Dis ons wat hom los. Dis nie hy wat jou los of vir my nie. Ons wat hom los. Dis nie hy wat sy rug op jou keer nie. Dis ek en jy wat ons rug op hom keer. Hy het nog nooit gesê hy sal jou verlaat en jou verstoot. Hy het nog altyd gesê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, ek sal vir julle rus gee. Wow. Die kerk het so 'n bietjie vergeet. Ons het so 'n bietjie vergeet wat hy vir ons geleer het uit sy woord uit. En daarom is dit dalk nodig in die laaste van dae, want ons almal glo ons is, althans die meeste van ons glo ons is naby die einde. En die woord sê in die laaste van dae gaan swaar tye kom. En baie gaan van die geloof afvallig raak, sê die Bybel. En al hierdie goeie leer hy vir ons. En als hierdie is vir ons 'n waarskuwing. Die dinge wat gebeur, die oorlog in Iran, die oorlog waar in Israel en al hierdie plekke, is 'n waarskuwing wat sê, kerk van die Here, maak jou gereed, die einde is naby, die koms van Jesus is baie naby. Ja, mense sê, ag, dit preek julle al vir die afgelope 30 jaar, 40 jaar, 100 jaar. Dis so. Ons preek dit al lank. Maar weet julle, hoe nader die tyd kom, meer benoud raak ons. Hoe meer voel ons. Dis tyd dat die kerk moet begin besef hoe naby is die tyd. En daarom kan ek verstaan dat 'n Boeta, soos ou Dani Botha kon 'n uitklaring maak en sê, hy glo die Here het met hom gepraat, ek kan met hom simpatiseer, ek kan saam met hom voel, want Dani het 'n hart vir siele, hy het 'n hart vir sondaars, hy het 'n hart vir mense wat nie die Here dien nie. As hy hier sing, maak hy 'n uitnodiging, en hy bid vir die mense om by Jesus uit te kom, en ek kan verstaan hoekom hy dit gesê het. Hy wou nie hê een moet verlore gaan nie, hy wil so graag hê almal moet hulle tot God bekeer. Dat almal moet Jesus se reddende genade aanneem. Hy was nie heeltemal verkeerd nie. In sy, kom ons sê maar minder goeie besluit om 'n datum vas te stel, het God hom gebruik, die kromstok om 'n reguit hou te slaan. 'n Kromstok het 'n reguit hou geslaan, toe God hom gebruik. Al het hy die datum sy nie gesê het nie, want baie het dit al probeer, nie die waarheid kon praat nie. God gebruik die stom kromstokke dan reguit houde. Daarom kan ons vanmôre sê, kom ons preek die evangelie van Jesus, dat almal hulle kan. Dat niemand in Dominion wil eendag kan sê, Willie, Laurens, julle het ons nie reg geleer nie. Julle het nooit vir ons gesê, ons moet tot bekering kom. Julle het nooit vir ons gesê, ons moet die verkeerde pad los en die regte pad loop nie. Sodat julle nooit, nie eendag vir ons kan sê, julle het nie vir ons gesê, Jesus se koms is so naby nie. Ons wil die waarheid preek, en ons wil vir almal sê, onthou, wat het die Here gesê? Want jy sien, baie mense lees nie die Bybel nie, maar hy sit baie keer in 'n kerkdiens soos hierdie, en hy kom so eenmal 'n maand, kom hy kerk toe, en hy kom sit hier, en hy kom luister na die woord van die Here, en dis die enigste keer waar hy regtig gekonfronteer word met God se waarheid uit sy woord uit, en as jy hier uitstap, en jy nie 'n besluit geneem het, gaan jy eendag voor die Here verantwoording doen. Ek nie pastoor Willie nie, want jy het die waarheid gehoor. Die Bybel sê die waarheid sal jou vry maak. As jy die waarheid nie aanneem nie, is jy nie vry nie. Want die waarheid maak vry. So as jy die waarheid aanneem, sal jy uitstap 'n vry kind van God wedergebore. Maar as jy dit nie aanneem nie, gaan jy uitstap en jy gaan weer wees soos wat jy gister en eergister was.
En jy sal maar weer die lewe gaan leef wat jy voor die tyd gehad het en wat jy geleef het en wat ons wegsteek in ons huise en op ons solders en ons steek dit weg onder ons gereedskap en al daardie goeders. En waarvan praat ek? Pornografie en al hierdie goeders wat oral uitkom. En selfs op jou selfone vandag. En al hierdie goeders vanmôre. Ons sal nie vry daarvan kom as ons nie by die waarheid uitkom nie. Daarom moet ons die waarheid spreek en moet ons vir die mense sê, onthou wat het die Here gesê. Onthou wat het Jesus gesê. Hy het gesê, 'n sondaar sal die koninkryk van God nie ingaan nie. Hy het gesê, as jy nie wedergebore word nie, sal jy die koninkryk van God nie ingaan nie. Hy het gesê, ons moet ons tot hom bekeer. Smal pad van die Here loop. Vir mens. Weer die opstandingsmôre. Dit weer eens 'n bewys. Jesus het opgestaan. Dis die kerk se embleem. Dis sy uitroepe. Jesus het opgestaan. Daar's twee dinge wat die kerk uitroep. Die een is, Jesus het opgestaan. Tweede een is, Maranatha, hy kom weer. Die twee goed, die twee sinnetjies, die twee uitroepe, loop hand aan hand. En jy kan hulle van mekaar losmaak. Hy kom seker weer. Vier vanmôre sy opstanding, een van die dae van ons sy wegneming van die kerk van Jesus. Hoe gaan ons dit vier? Die Bybel sê, ek gaan weer eenmal saam met julle by koninkryk, saam met julle die nagmaal vier. Dan praat hy van die bruilof van die lam. Bruilof van die lam kom en daar gaan ons vier wegneming van die kerk van Christus. Ek wil jou vra vanmôre, hierdie gedagte jou hart geplaas en gelos is. Ek het vanmôre weer vir jou sê, want hoe meer jy herhaal, onderwysers op skool, weet dit, almal weet dit, julle weet dit, ons weet dit. Kind leer alleenlik deur herhaling. Weer jy iets herhaal, weer begin hy onthou, begin hy dit ook doen. So daarom skryf hulle, het hulle hersiening, daarom skryf hulle toetse, daarom skryf die kinders eksamen, want herhaling maak dat jy dit later regkry. Nou ons herhaal gedurig om jou te sê vanmôre, en dit wil ek vanmôre by jou los, en by jou herhaaldelik sê, onthou, wat het Jesus gesê? Hy kom verseker weer. Miskien gaan ons dalk nie die volgende opstandingssondag vier nie, wie weet. Dalk kom hy dan voor dit, dalk kom hy bietjie na dit, dalk kom hy oor 10 jaar, ek weet nie. Wanneer hy kom nie. Een ding is seker, as ek na die tekens om my kyk, dan het Jesus gesê, wanneer hierdie dinge gebeur, hef jou oë op na bo. Uitkoms is naby. Halleluja. Amen. Kom ons gee die Here 'n lofoffer. Amen. Halleluja. Loof die Here, loof die Here. Kom ons seën vanmôre en ons sê dankie voordat ons laaste liedjie gaan sing. Hemelvader, ons wil dankie sê. Dankie sê vir hierdie opstandingsmôre. Dankie vir elkeen wat in hierdie plekkie was. Dankie dat hulle gekom het met die oortuiging van die hart om te kom hoor wat God vir hulle wou sê. En vanmôre, Here Jesus, het U vir ons gesê wat U graag wil hê ons moet hoor. En net vir ons laat weet uit U woord uit, ons moet onthou wat U vir ons gesê het. En ons wil dit onthou tot die einde toe, Vader. Ons wil dit nooit vergeet nie. Daarom vra ons, maak dit lewend in ons harte, sodat ons sal aanhou onthou wat die Here vir ons gesê het. Vader, word verheerlik. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.